So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare, ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. Genade en vrede word aan die geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here spreek vandag met ons uit Jesaja 42 vers 1 tot 7, Jesaja 44 vers 1 tot 5 en 1 Petrus 5 vers 1 tot 11. Jesaja 42 vers 1 tot 7, Jesaja 44 vers 1 tot 5 en 1 Petrus 5 vers 1 tot 11. Ons begin lees in Jesaja 42 van vers 1 af. Daar is my knegt wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my siele welbehae het. Ek het my gees op hom gelê, en hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dowwe lampet nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat hy die reg op aarde gegrond het nie. En die eilande wag op sy leer. So sê God die Here, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel. Ek, die Here, het u geroep in geregtigheid en ek vat u hand en behoed u en gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in die duisternis sit. En dan blaai ons om na Jesaja 44 toe. Ons lees daar verse 1 tot 5. Maar luister nou, my knegt Jakob en Israel wat ek uitverkies het. So sê die Here jou maker en jou vormeerder van die moederskoot af, wat jou help. Wees nie bevrees nie, Jakob my knegt, en Jesuren wat ek uitverkies het. Want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. En ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. En hulle sal uitspruit tussen die gras in soos wilgebome by waterlope. Die een sal sê ek behoort aan die Here en die ander die naam van Jakob uitroep. En die ander sal met sy hand skrywe, ek behoort aan die Here, en hom met die erenaam Israel noem. Dan blaai ons om na die Nuwe Testament in 1 Petrus 5. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle.
Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan. Standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Dit is die woord van die Here. Kom, laat ons saam bid. Onse Vader wat in die hemel is. Here, vanoggend kom ons in dankbaarheid voor U buig, omdat U wat hemel en aarde gemaak het, U wat alles onderhou, U seun gestuur het om 'n knegt te word, om te kom dien, ja, om U te kom dien tot die dood toe, sodat ons gered kan word. En dat U hom verheerlik het tot aan U regterhand. Ja, Here, dat U hom koning oor die konings gemaak het. En dat U hom ons opperherder gemaak het. Ons loof en prys U daarvoor, Here. En ons dank U daarvoor dat ons vandag weer kan stil word voor U. Kan hoor wat U deur die Gees aan die gemeente kom sê. Kan hoor wat U ook vir ons sê oor ons kerk. Oor hoe om ons kerk in te rig. Omdat dit U kerk is. Hoe U ons as diensknegte roep om U te dien. Here God, in nederige afhanklikheid kom buig ons voor U in ons gebrokenheid. In ons uitdagings waarmee ons in hierdie wêreld moet worstel. Ook in ons eie gemeente, Here. Vra ons U wysheid, dat U deur hierdie woord wat U tot ons gespreek het ook ons sal rig. Ja, dat U die ouderlinge wysheid en insig sal gee om so oor die kerk te waak, soos wat U hier vir ons sê om te doen. En dat hierdie gemeente weer versterk kan word om U te dien en te eer in alles wat ons doen. Daarom bid ons, Here, spreek nou met ons deur dit wat hier vir ons gesê is. Werk in ons harte om daar volgens te kan gaan lewe. Daarom vra ons, Here, dat U ook nou die uitleg van hierdie woord sal gebruik om ons in die geloof te rig en te vernuwe. In Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here, die Here gebruik in die Bybel baie keer beelde om vir ons dinge uit te wys. Die vorige 2 gedeeltes, preke wat ons gehad het die Here die beeld van die leeu en die lam gebruik om vir ons te wys hoe dat Jesus Christus wat die koning is, soos 'n lam geslag moes word vir ons sonde. En hoe dat hy opgestaan het uit die dood uit en die hele skepping saam jubel omdat hy die heerskappy ontvang het om die toekoms vir God oop te breek. Wat hy ons erfporsie eintlik vir ons kom voorberei, sodat ons in heerlikheid voor God kan lewe. Hierdie beeld van vandag sluit in 'n mate daarby aan. Die beeld van die opperherder. Ja, daardie lam wat geslag is, wat die boekrol in sy hand ontvang het en besig is om ons erflating vir ons oop te breek, word hier die opperherder genoem, die een wat oor sy kudde waak genoem. Ons teksverse is hoofstuk 5, 1 Petrus 5 vers 2 en 3. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde.
En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. In hierdie gedeelte in die Bybel, en selfs die 2 gedeeltes oor die dienskneg wat ons daarmee saam gelees het, is daar so baie, dat ek baie keer vermaan word, dat ek tog net by een saak moet stilstaan, en nie probeer om alles te verduidelik nie. En daarom gaan ons vandag fokus op net een saak. Dat die Here, die herders, stuur om sy kudde te lei. En daarom kan ons vandag dit vir ons ouderlinge so stel. Herders, die opperherder stuur u, lei sy kudde. En skape, luister na sy herders en volg hulle. Onthou jy die dag op die strand, toe Jesus vir Petrus gevra het, 3 keer, het jy my werklik lief? Daar het Jesus hom aangestel en gesê, pas my lammers op. Laat my lammers wei. Pas my kudde op. En nou kom Petrus op die einde van sy lewe. 'n Ou man, as ons hoofstuk 1 gaan lees, dan sê hy, ek is baie naby aan om na die Here toe te gaan. En ek gaan my beywer daarvoor om voordat ek gaan vir julle alles wat julle nodig het, neer te skryf. Dit vir julle te gee sodat julle dit kan gaan toepas. Julle as gelowiges verder kan gaan dien. En in hierdie brief kom hy dan en hy gee opdragte aan die gemeente, aan die egpare, hoe die huwelik moet ingerig word. En in hierdie laaste gedeelte praat hy met die kerkraad, praat hy met die ouderlinge, en hy sê vir hulle, die Here het julle as herders oor sy kudde aangestel. En daardie beeld wat ons outomaties skryf, wat ons terugvat na Psalm 23, wat ons terugvat na Dawid, wat bereid was om met 'n slingerval 'n leeu en 'n beer aan te vat, om daardie lammetjie wat in sy bek was, uit te ruk uit sy bek uit. En daarom is dit waaroor dit hier gaan. Dat die ampte daar is om oor Christus se kudde te waak en sy kudde te versorg. En dan sê hy vir die kudde by name die jongeres. En dis baie interessant dat hy hierdie 2 terme teenoor mekaar gebruik. Die ouderlinge en die jongeres. En dan kan ons baie maklik gaan vra, is dit die jong manne in die gemeente wat hy mee praat, of die afleiding maak dat dit net die jong manne in die gemeente is. Maar omdat hy reeds van die kudde gepraat het, kan ons hier die jongeres en die kudde by mekaar sit. En kan gaan sê, die herders, die ouderlinge, moet oor die wat jonger in die geloof is, die wat gevoed moet word, die wat opgepas moet word, wat beskerm moet word, moet hulle gaan versorg. Met ander woorde, elkeen van ons, wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons in geloof na Jesus Christus toe kom, word deur hom deel gemaak van sy kudde wanneer hy ons regverdig maak. Wanneer hy ons kom red. En dan sê hy, moet hierdie kudde gevoed word en beskerm word, sodat hulle vir hom 'n kudde kan wees. Sodat hulle in die terme van Jesaja vir hom diensknegte kan word. En daarom, wat hy vir die ouderlinge sê, waak teen die verkeerde en doen die goeie. Wat is die belangrike hier is, dat die bestuurstyl
van die kerk 'n opdrag van die Here moet wees. En nie soos die wêreld se organisasies nie. En hy gee 3 riglyne van hoe om die gemeente te regeer. Hoe om oor hierdie kudde te waak. Hulle moet gewilliglik toesig hou en nie uit dwang nie. In 'n ander woorde, hulle moet ywerig wees in hulle dienswerk aan Jesus, want dis hy wat hulle geroep het. Hulle moet bereidwillig wees om dit te doen en dit nie uit vuil gewin probeer doen nie. Nie vir hulle self iets daardeur probeer kry nie, selfs nie eers aansien nie. Ons sien dit baie keer in kerke waar een van die grootste probleme is. Dat ouderlinge gekies word en vir 20 of 30 jaar in daai bank sit, want hy is nie bereid om die aansien wat die amp hom gee te verloor nie. Petrus kom en hy sê, jy is hier om die Here te dien, om sy kudde op te pas, nie om aansien te kry daardeur nie. Derdens sê hy as 'n voorbeeld vir die kudde, en nie as heersers nie. Broers ouderlinge, Rubiks, wanneer hier bevestig word vandag, is dit die belangrike deel. Dat waar ons met ons lidmate omgaan, waar ons in die gemeenskap is, ons die voorbeeld sal wees van hoe dit lyk om agter die opperherder aan te loop, om sy stem te hoor, en sy opdragte te volg. Wat kan ons as Christenleiers, wat dienaars is, doen, om die harte van mense te raak, is die vraag. Hoe kan ek as dienaar my broer en my suster in die kerk en daardie verlore skapie daar in die straat, daar in die kroeg, of by 'n werksplek waar hy moeilike werk het, daar waar gebroke mens is, se hart raak deur my optrede. Jy sien, broers en susters, die Here sê ook, as daar een skaap agtergebly het, los die kudde in die kraal, waar hulle versorg en beskerm kan word. En gaan haal daai skaap. Doen ons as kerk dit? Is ons kerkraad ingerig daarop om die verlore skape van die huis van die Here te gaan soek en terug te bring na sy huis toe? Is ons werklik bewoe oor mense wat stikkend en seer is en soekend is en in die bosse van die wêreld vasgehaak het? Of is ons veroordelend teenoor die mense waarvan ons nie hou nie? In hierdie gedeelte sê die Here vir ons, daar's 2 belangrike dinge wat 'n dienende leier moet doen om die kudde te versorg. En dit sluit aan ook by 1 Timoteus 4 vers 16 en Filippense 4 vers 9. 1 Timoteus 4 vers 16 sê, let op jouself en op die leer. Volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. In Filippense 4 sê hy, wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Dus ouderlinge, doen dit.
wat Petrus en Paulus vir ons kom leer het. Doen dit doelbewus in jou eie lewe. Rig jou huwelik in, soos Petrus in 1 Petrus dit vir ons sê. Werk met jou werkers, soos wat 1 Petrus dit vir ons sê. Werk vir jou werkgewer, soos wat Petrus dit sê. Dis die voorbeeld. Dit is hoe ons dienende leiers is. Dit is hoe ons medegelowiges gaan beïnvloed. Die wortel van dienende leier wees is die werklikheid van die woord van God, uitgedruk deur die leefwyse van die gelowige en sy onderrig aan medegelowiges. En daarom is daar 'n verantwoordelikheid op die leiers van hierdie liggaam, hierdie kudde. Die versorging en die voeding van die gemeente. Gebruik jou wysheid en volwassenheid om die gemeente te lei, om lidmate te lei, om te groei in hulle geloof, in hulle heiligmaking, sodat wanneer Christus spreek deur sy woord, hulle gesond en gewillig sal wees om te luister en te reageer. 2 Timoteus 2 sê hy dat ons baie aandag moet gee aan die manier, die styl van ons gemeentebediening. Leiers in die liggaam van Christus behoort nooit die rol van dienskneg te verlaat nie. Knegskap is iets wat God alreeds in die Ou Testament, soos wat ons het gelees het, vir Christus in Jesaja 42 en vir die volk van God in Jesaja 44 bestem het. En dis waarom ons daar begin het vanoggend. Om te verstaan dat Jesus Christus die kneg is wat die Here gestuur het. En op sy voetspoor ons knegte van die Allerhoogste is. Die kneg word gekies deur God, sê Jesaja 42. Hy word geseën met die Heilige Gees. Hy word deur die Here self geleer. Hy vind sy sterkte in hom. Dit was die Here se wil dat hy moet lei. Hy was swak, onindrukwekkend en verag volgens Jesaja 52 en 53. Nederig en saggeaard, sê Jesaja 42. En hy het nie gekla nie, sê Jesaja 50. Ten spyte van sy onskuld was hy onderwerp aan lyding. Maar sy vertroue was in die Here. Hy het hom gehoorsaam. Hy het volhard totdat hy oorwin het. Jy kan gerus Jesaja 42 tot 56 gaan lees oor die kneg van die Here, waar hy Jesus Christus uitwys as die ware kneg. Waar hy Israel oproep om knegte te wees en selfs 'n heidense koning soos Kores aanstel as 'n kneg. Geliefdes, herders en opsieners van hierdie kneg word dan diensknegte van die volmaakte dienskneg. En daarom modelleer 'n dienskneg, 'n herder, iets van sy liefde, diens, toewyding. Daarom onderrig hy soos wat Jesus onderrig het. Daarom wys hy tereg soos wat Jesus tereggewys het. Geestelike leiers moet die waarheid
wat hulle verkondig, uitleef. Dit moet ander lei tot 'n dieper toewyding aan Christus, die hoof van die liggaam. Deur ons voorbeeld, sowel as ons lering, moet ander toewyding aan die Here verhoog. Daar sal altyd wees wat nie na die herder wil luister nie. En daarom nie na die onderherders luister nie. Maar op hulle eie terme die Here wil dien. Maar dit maak nie minder dat ons die verantwoordelikheid het om te lei soos wat die Here sê nie. Vereistes vir leierskap is baie duidelik vir ons uiteengesit in Titus 1 vers 5 tot 9 en 1 Timoteus 3 vers 1 tot 7. Hoe moet 'n leier lyk? En terwyl ons dan nou vandag afgekondig het dat daar weer nominasies vir kerkraadslede moet wees, gaan lees dit. Gaan kyk na die vereistes wat die Here stel en gaan vra, wie is die manne wat die naaste hieraan voldoen? Nie een van ons gaan dit volmaak bereik nie, broers en susters. Ons is gebroke, op pad na heiligmaking, op pad na volmaaktheid. Maar daardie vereistes wat die Here daar stel, is wat noodsaaklik is. En daarom moet ons daarna streef as manne, om daaraan te voldoen. En daarom, omdat die Here ons as diensknegte geroep het, te kom sê, Here, hier is ek, gebruik my. Geestelike leiers moet in die waarheid onderrig gee. In praktyk beteken dit dat die ouderling by huisbesoek, by wijksbyeenkomste, in tye van nood en wanneer die lidmate afdwaal, hulle vanuit die woord van God moet kan onderrig, kan bemoedig, kan vermaan en kan teruglei na God wanneer hulle afdwaal. En daarom kan ons gaan vra, maar hoe gereeld moet ek huisbesoek doen? Hoe kan ek dit doen? Hoe doen 'n mens dit? Gaan lees die woord van die Here. Gaan vra vir Petrus en Paulus hoe. Jy sal die antwoorde kry. Maar jy moet jou lidmate ten minste goed genoeg ken om sy saak te verstaan. Die vraag met ander woorde is, broers en susters, hoe goed ken ons mekaar? Nie as bure of as mense in die gemeenskap of familielede nie. Hoe goed ken ons mekaar se geestelike toestand? Geliefdes, het u die vrymoedigheid om met u ouderling oor u geloofsworstelinge te praat? As jy nie het nie, stap nader aan die herder. Luister wanneer hy roep. En volg hom. Is u nog bereid om u aan die ouderling se teregwysing en vermaning te onderwerp? Om wanneer u afgedwaal het op 'n paadjie na 'n groen kolletjie gras wat eintlik giftig is, te hoor wanneer hy roep en sê kom terug. Kom, ek lei jou na groen weivelde waar daar rus is. Ouderlinge, sien ons die koers wat die Here vir ons gee. Loop ons daardie koers. Dit moet ons konstant vir onsself vra. Hoe dien ek? Hoe dien ek die opperherder? Wanneer ouderlinge as herders oor u waak, hoor u net die ouderling se stem of hoor u die opperherder se stem? Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Volg ons gewilliglik na daardie groen weivelde waarheen hy ons lei.
Ons ouderlinge lei ons die kudde as diensknegte na daardie groen weivelde, na die waters waar rus is, van Jesus, ons opperherder. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is. Amen. Here God, ons aanbid U in dankbaarheid, omdat U U kerk deur al die eeue bewaar, versorg en laat groei. Ons dankie dat U ook nou weer 'n broer afgesonder het om op 'n besondere wyse in die gemeente te dien. Ons bid dat U hom elke dag deur U Gees sal lei en toerus vir die dienswerk. Help ons almal om na U stem te luister, aan U gehoorsaam te wees en dankbaar saam te werk in die opbou en die uitbou van die gemeente. Here, ons bid in besonder vandag vir ons gemeente, dat U sal gee dat ons U stem as opperherder sal hoor, dat ons die herders wat U oor ons aangestel het sal volg, omdat ons U liefhet. En omdat U ons liefhet en vir ons ook deur hulle wil sorg, ons ook wil beskerm teen 'n wêreld wat ons wil vernietig. Ons bid daarom, Here, dat U vir ons ouderlinge raad ook wysheid en insig sal gee in die hantering van elke saak, sodat U liefde en U trou sal seëvier. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met elkeen van u. Amen.